Graad 7 wiskunde, versamel, organiseer en som data op. Weereens gaan ons bietjie terminologie leer, anders kan ons nie hierdie volgende werk doen nie. Data, wat beteken dit? Dit is die feite of inligting oor dinge of mense. Dit beteken ek kies 'n onderwerp, byvoorbeeld honde, en nou vra ek vir my hele klas, wie het almal honde en katte en allerhande inligting kry ek, en daardie inligting gaan ek later bymekaar maak, ek gaan dit in 'n frekwensietabel sit, ek gaan dit op lyngrafieke sit, dan het ek die nodige inligting. Populasie beteken 'n hele groep wat ondersoek word. Dit beteken, vir wie gaan ek almal hierdie papier of hierdie vraelys gee om dit vir my te doen? Dan steekproef, 'n klein deel of hoeveelheid van iets wat ondersoek word. Dan kry ek ook 'n vraelys. 'n Vraelys is 'n lys van vrae wat ons wil vra om data oor 'n situasie te kry. Respondent is 'n persoon wat 'n vraelys beantwoord. Dit is byvoorbeeld nou jou maatjies wat hierdie vraelys gaan beantwoord. Sensus, jy het dit seker al gehoor, dis 'n amptelike telling van 'n land se bevolking. Bevolking, wat beteken die woord bevolking? Bevolking, die mense wat in 'n besondere gebied of land woon. Die bevolking van ons land. Die volgende terminologie gaan ons ook 'n voorbeeld van doen later, maar kom ons kyk eers wat beteken hierdie terminologie. 'n Frekwensietabel is 'n tabel met 3 kolomme. 1 vir die datawaardes, 1 vir die telmerke en dan die laaste een is vir die frekwensies. Telmerke, wat beteken dit? Dis merke wat gebruik word om te tel en wat in bondels van 5 gegroepeer word. Dan kry ons 'n stingel en 'n blaar, 'n manier om numeriese data te organiseer, waarin ons elke dataware in 'n stingeldeel en in 'n blaardeel verdeel. Wat is 'n interval? Dis 'n groep datawaardes. Ons gaan dit nou begin prakties doen deur data in te samel. Hoe gaan ek data insamel? Ek gaan 'n vraelys saamstel en dan gaan ek dit vir my hele klas gee om te beantwoord. Hulle mag net een keuse maak en waaroor gaan my vrae gaan? Dit gaan oor wat verkies jy om Vrydag middag te eet as jy uit die skool uitkom. Ek het dit in 'n tabelvorm gedoen om dit vir myself 'n klein bietjie makliker te maak. Verskillende kosopsies op Vrydag middag. Jy kan kies pizza, hamburgers, chips, so slapskyfies, groente of nie enige van hierdie nie. Jy verkies iets anders. Die volgende stap 2 is, ek neem al hierdie briefies in van my maatjies. Ek gaan dit nou in 'n frekwensietabel sit wat dit 'n klein bietjie makliker maak. Ek gaan nou kyk, wie wil almal hamburger sê, pizza sê, chips sê, groente of nie een van die bogenoemde nie. 8 leerders soek hamburgers. So nou gaan ek hier skryf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 leerders soek 'n hamburger. 12 leerders soek 'n pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 leerders soek chips. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 leerder soek groente, 1, en 2 leerders soek nie een van die bogenoemde nie, 1, 2. Onthou net, ek het nou klaar vir jou gesê, hoeveel leerders soek wat, maar ek het dit gaan doen deur hierdie telmerkies te maak by elke kossoort wat gekies is. En dan sit mense dit eers in 'n frekwensietabel. Kom ons sit die volgende inligting op 'n lyngrafiek. Dit beteken ons moet 'n X en 'n Y as teken en ons moet ook
'n opskrif en 2 byskriffies hê. Ek het dit sommer hier reeds geteken om tyd te spaar. Waaroor gaan dit jou opskrif? Kos op Vrydag, wat jou keuse. Dan op die y-as het ek gesit die getalle, die hoeveelheid. Dit beteken die hoeveelheid. Hoeveel mense wil dit hê? Dan op die x-as het ek die kos gesit, die verskillende kosse waaroor ons gevra het. En nou gaan ons dit in 'n lyngrafiek sit. Kom ons begin met die eerste een. Pizza is 12, so dis hier. En ons gaan op tot by 12 en ons maak 'n kolletjie. Dan gaan ons na hamburgers toe. Hamburgers is 8. Ons beweeg op tot by 8 en ons maak 'n kolletjie. Chips is 6. Ons beweeg op tot by 6 en ons maak 'n kolletjie. Dan groente is 1 en ek het hierdie tabel in 2's gedeel, so dis tussen hierdie lyn en die nullyn is die 1, kom ons maak 'n kolletjie. En dan nie een van die bogenoemdes nie, is wel 2. Kom ons teken nou die lyn in. Ons gaan van die pizza na die hamburgers, van die hamburgers na die chips, van die chips na die groente en dan nie een van die bogenoemdes nie. Hierdie moet asseblief net netjies gedoen word en met 'n liniaal gedoen word.